Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 12de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: brande in die Weskaap verwoes duisende hektaar grond. Nuushooftrekke vir vandag: President CR is vandag in Verenigde Arabiese Emirate vir samesprekings. Brande verwoes duisende hektaar grond in die Weskaap. Minister noem dat mense te lui is om werk te gaan soek. Skoolklere is steeds te duur vir gewone mense. Sabalenka wen tennistoernooi. Leeuws wen Lyon in rugbywedstryd. Minstens 90.000 hektaar is verwoes nadat die Weskaap die afgelope week onder 10 groot veldbrande deurgeloop het en 45 strukture is ook vernietig. Teen gister het 'n brand by Wemmershoek en Franshoek buite beheer gewoed met 11 mense wat oornag ontruim moes word nadat 'n gastehuis op die Chamonix gasteplaas aan die brand geslaan het. 'n Veldbrand wat die afgelope week minstens 11 huise in Mosselbaai en Pyn gelê het, was in bedwang en die Langeberg munisipaliteit het gister kort na 1500 uur gesê hy is bewus van 'n brand wat nog hoog in die berge bo McGregor woed. Ligsteen is onder meer ingespan en die brand het later teruggeskuif na die R45 waar teenbrande gemaak is. 1 struktuur en 'n trekker is vernietig en nog struktuur is beskadig. Geen beserings is daar aangemeld nie. Volgens die Oeverstrand munisipaliteit het dit in die rigting van die Duineveld gebrand. Gister was ook die 8ste dag wat die brand naby Pearly Beach was. Oornag goeie vordering gemaak langs die grens van die Groenweide en Panorama gebied, so die Oeverstrand munisipaliteit gesê. President Cyril Ramaphosa sy eerste amptelike buitelandse besoek vir 2026 sal in die Arabiese Verenigde Emirate wees. Ramaphosa is vandag en môre in die VAE op uitnodiging van Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, die president van die VAE, om deel te neem aan die Abu Dhabi Volhoubaarheidsweek beraad. Die ADSW-beraad bring staatshoofde en regerings en lede van die burgerlike samelewing byeen om multibelanghebbende samewerking te bevorder, grootskaalse sistematiese verandering te dryf en die volgende era van globale volhoubaarheid te kan vorm. Volgens die presidentsie is die VAE 'n groot belegging in die Suid-Afrikaanse ekonomie in verskeie sektore soos vervoer, logistiek en hernubare energie. Die VAE is ook saam met Suid-Afrika deel van die BRICS-groepering. In 2024 het bilaterale handel tussen Suid-Afrika en die VAE 5,22 miljard rand bereik. Die sterk handelsbetrekkinge beklemtoon die belangrikheid van die VAE as 'n strategiese ekonomiese vennoot van Suid-Afrika in die Midde-Ooste en beklemtoon voortdurende geleenthede om handel en beleggingssamewerking tussen hierdie twee lande te verdiep. Ramaphosa word vergesel deur Ronald Lamola, minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Kambuza Ntshavheni, minister in die presidentsie, Pakstow, minister van handel en nywerheid en mededinging, Mameloko Kubayi, minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling. Die ANC Jeugliga eis dat Gwedi Mantashe, nasionale ANC voorsitter, jong mense om verskoning moet vra vir sy uitlating dat hulle te lui is om werk te gaan soek. Mantashe het verlede week in 'n onderhoud aan die SAIK gesê, Suid-Afrikaners verwag van die regering om vir hulle almal werk te gee. Vandag verwag mense dat die progressiewe regering vir hulle poste moet gee. Hulle soek nie self werke nie. Dit moet verander. Mense moet na vakatures gaan soek en aansoek vir poste doen. As jy dit nie gaan doen nie, sal jy nie aangestel word nie, het Mantashe in die onderhoud gesê. Mantashe het verder gesê, jong mense moet ophou om in die son te sit en bak en self te gaan werk soek. Colin Malachi, president van die ANC Jeugliga, het gedreig dat die ANC se Jeugliga CV's by die ANC se vierende Moroleng stadion sou gaan stort uit as Mantashe nie verskoning vir hulle almal gevra het nie. Malachi het aan Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, gesê Mantashe moet versoek word om sy uitlatings in die openbaar te kan verduidelik. Volgens Malachi is werkloosheid in die land 'n nasionale ramp. Mbalula het by die gedenklesing gesê hy het met Mantashe gepraat oor sy uitlatings en dat Mantashe aan hom gesê het dat hy buite konteks aangehaal is. Mbalula het benadruk as Mantashe nie sy uitlating verduidelik nie, hy hom namens die ANC sal berisp. Die polisie het 'n waarskuwing uitgereik oor individue wat die amptelike telefoonnommer van die kantore van die Weskaapse polisiekommissaris, naamlik 021 417 7148 loon en gebruik om slagoffers 'n rad voor die oë te draai en te intimideer. Sommige slagoffers ontvang self video-oproepe deur iemand wat voorgee hulle is in die polisie. Die slagoffers word gewoonlik vastelik daarvan beskuldig dat hulle verbind word met 'n pakket wat na bewering by 'n lughawe onderskep is
en smokkelware bevat het. Deur intimidasie en dreigemente van arrestasie of vervolgings word die slagoffers dan gedwing om groot bedrag geld te betaal om die sake op te los. Die misbruik van die telefoonnommer, tesame met die aangemelde voorvalle van bedrog, word ondersoek, het die polisie gesê. Die polisie beklemtoon dat die polisie nooit geld sal eis om vervolgings te voorkom nie. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om waaksaam te bly en enige bedrogspille by hulle naaste polisiekantore of by die stopmisdaadnommer 08600 10111 aan te meld. Met staatskole wat Woensdag vir die nuwe skooljaar open, het die kommissie Vrydag ouers, skole en ander belanghebbendes herinner aan sy riglyne oor die verkryging van skooluniforms en leermateriaal. Leiden se verklaring is 465 van die 490 klagtes oor skooluniforms en leermateriaal wat van 2020 tot 2025 ontvang is, wel afgehandel. Die kommissie voer aan, dit toon dat hy aktief ingryp waar ouers, verskaffers of ander rolspelers onregverdig behandel word. Om hierdie probleem te hanteer, werk die mededingingskommissie saam met die Departement van Basiese Onderwys aan 'n nuwe moniteringsinstrument van verskaffers en pryse van die skooluniforms. 'n 38-jarige vermeende bendelid is in hegtenis geneem nadat dwelms ter waarde van R60.000 in 'n huis ontdek is. Inligting is ontvang oor huis in Oxford Court, Ottery, waar dwelms verkoop word. By hulle aankoms is 'n 38-jarige vermeende bendelid ook aangetref. Die huis is deursoek. Daar is beslag gelê op 2 medium groot plastieksakke en 'n groot plastieksak met altesaam 1206 mynrikstabiliteit ter waarde van R60.000 daarin. Die verdagte is vir dwelmhandel in hegtenis geneem. Hy sal vandag in die Landdroshof in Wynberg moet gaan verskyn. Die polisie het in Desember vakansie op nagemaakte en onwettige goedere van meer as R350 miljoen tydens landwyse operasies beslag gelê. Byna 600.000 nagemaakte en onwettige artikels is gekonfiskeer, waaronder klere, skoene, juweliersware, skoonheidsmiddels en selfoonbykomstighede. Die polisie het 33 verdagtes tydens hierdie operasies in hegtenis geneem vir verskeie oortredings soos die handel in nagemaakte goedere, die besit van dwelms en die oortreding van die wet op medisynebeheer, die wet op tweedehandse goedere en die wet op immigrasie. In 'n onverwante voorval Vrydag in Mobela die polisie as deel van operasie Veiliger Feestyd ook 2 verdagtes van onderskeidelik 39 jaar en 43 jaar oud afsonderlik in die Bethelgebied in hegtenis geneem vir die besit van onwettige sigarette met 'n totale geramde waarde van ongeveer R93.000. Suid-Afrika het onder skoot gekom nadat gebleik het dat die landsvlag is onderste bo gehuis vir hierdie oefeninge van die weermag, volgens 'n foto wat die SANW op sy Facebookblad geplaas het. Ronald Lamola, minister van internasionale betrekkinge en samewerking, het vroeër gesê hierdie oefeninge is om die vaardighede en vermoëns tentoon te stel van Suid-Afrika en die lande wat daaraan deelneem. Nie 'n oorlogsverklaring is nie. Die DA het gister sy uitlating veroordeel. Die DA sê dit is veral roekeloos ekonomiese bande met die Europese Unie, sy grootste handelsvernoot, in 'n tyd waarin Rusland Europa gedestabiliseer het en die vrede in Europa bedreig. Chris Hattingh, LP&DA woordvoerder oor verdediging en die militêre veterane, het ook sy kommer uitgespreek om te sê dat die skip Madawi behoort aan die ERGC vloot wat 'n sentrale rol speel in Iran se streekoorloë, missiel- en hommeltuigprogramme en die destabilisering in verskeie streke. Om Iran se vloot te betrek is reeds polities en diplomaties omstrede volgens Hattingh, maar om die ERGC te betrek plaas dit in veel ernstiger en gevaarlike kategorie, het hy gesê. Hattingh sê Lamola het 'n verpligting om te verduidelik waarom dit as aanvaarbaar beskou word, watter risikobepalings gedoen is en watter wetlike en diplomatieke advies die besluit beïnvloed het. Die Suid-Afrikaanse regering sal nie weerstand bied teen die Amerikaanse regering se Afrikaner vlugtelingsprogramme nie. Suid-Afrika verwag egter dat die programme probleme kan oplewer, soos die adjunkminister van internasionale betrekkinge en samewerking, volgens Alwyn Botha. President Donald Trump van Amerika het verlede jaar gesê sy regering sal vlugtelingstatus aan Afrikaners bied wat volgens hom in Suid-Afrika vervolg of vervolging vrees. Die koerant het vroeër berig Trump wil teen Oktober vanjaar sowat 7500 Afrikaner vlugtelinge in Amerika gaan hervestig. Sowat 1000 Afrikaners is reeds in Amerika gevestig. Volgens Botha is die Suid-Afrikaanse regering het dit duidelik gemaak dat Amerika se program onderhewig moet wees aan die wette van Suid-Afrika. Weens die besering van Asenati Ntlabakanye, wat nou 26 jaar oud is, het nie Saterdag vir die Leeu's in 'n kragmeting in die Europese uitdagbekerreeks teen die Franse klubspan Lyon op Ellis Park in Johannesburg diens gedoen nie. Die Leeu's het goeie rugby gespeel en 6-3 gedruk om Lyon met 42 teenoor 33 voor 2500 toeskouers
volgens statistiek op die reeks se webblad te kan wen. Van Rooyen is in sy noppies met hoe die spelers in 'n uitdagende week met oplossings vorendag gekom het. Dis hulle eerste oorwinning in die huidige seisoen van die uitdagbekerreeks, het hy gesê. Aanvanklik sou Sibaba Koma op steelkant flank teen Leon begin het, maar hy is nie opwarmings ook beseer. Die 20-jarige Tlekane, 'n voormalige juniorbok, het hom uitstekend van sy taak gekwyt en is 'n speler van die wedstryd aangewys. JP Pietersen het egter teen die Sail Sharks nie sy beste spelers tot sy beskikking gehad nie. By die Springbokke, Apalele Fase, Andre Esterhuizen, Bongi Mbonambe, Edwin van der Merwe, Ethan Hooker, Grant Williams, Jaden Hendrikse, sy broer Jordan, Makazole Mapimpe, Oxenche, Pepsi Buthelezi en Sia Kolisi wat 'n blaaskans gekry het. Vir die wedstryd in die Sail Sharks was die Haie se bokke Vincent Koch en Vincent Suzuka die ervare voorspelers in hierdie toergroep gewees. Hulle het geglo hulle staan 'n kans om te wen en was met rustyd net 3-7 agter. Die Haie het met 'n 3 deur Manu Suzuka geantwoord, maar het kort daarna weer agter hulle doellyn loop staan toe die Sail Sharks hulle 4de bonuspunt 3 gaan druk het. Daar is baie positiewe goed wat ons hierdie kragmeting kan leer en probeer in die volgende wedstryd teen die Clement te kan toepas. Besluitneming wanneer daar geleenthede was om punte aan te teken was ook 'n kwelpunt geweest teen die Sail Sharks span wat ook nie op sy beste was nie en meer balbesit 23 keer omgekeer het en 15 hanteerfoute gemaak het. Die Sail Sharks het 26 punte aangeteken teen die Haie se 10 punte. Die Cheetahs se wedstryd teen Ulster is gister voor die afskop op die nippertjie uitgestel. Die skeieregter Kevin Bradley van Frankryk het na inspeksie beslis die veld van die Dukes Rugby Club is onspeelbaar gewees. Die EPCR sal sy krisisbestuursgroep byeenroep om die volgende stappe te oorweeg. Personeel van Ulster het volgens die berig bedenking oor die veld gehad. Die wedstryd is toe na beraadslaging teen die skeieregter en beide partye afgelas. Die EPCR kyk glo daarna om die wedstryd dag vandag in Amsterdam te gaan speel, maar is onwaarskynlik met nog verdere giere weer wat voorspel word vir vandag. Die grootste terugslag vir Suid-Afrikaanse deelnemers op die eerste dag van die tweede week van die Dakar veldwedren van Riyadh na Wadi Adwalstar in Saoedi-Arabië was Bradley Cox wat baie ver agtertoe eers by die eindstreep aangekom het en nou meer as 3 ure agter die voorlopers teruggesak het. Hy was uiteindelik 83ste en het tot die 13de plek algeheel teruggestak. KTM het die dag oorheers met Luciano Benavides die dag se wenner bykans 5 minute voor sy spanmaat Edgar Canet. Adrian van Beveren het sy Honda net 12 sekondes agter die tweede KTM en net meer as 'n half minuut voor die KTM van die algehele voorloper Daniel Sanders oor die eindstreep gestuur. Ross Branch van Botswana, wat ook voor Cox was en ook nie kon gehelp het nie, was 8ste en steeds 8ste algeheel op sy hero, hoewel meer as 'n uur en 'n half agter die voorjaar. Die algehele voorloper in die voertuie, Nasser Al Attiyah van Qatar, was eerste by die eindpunt in sy Dacia Sandrider nadat hy die roete moes oopry, maar agter hom het 'n mengelmoes van Ford, Toyota en Dacia spanmaats, die een na die ander vinniger tye as die jaar van Qatar opgestel. Matthias Ekstrom en Emil Bergvast van 'n Ford Raptor, albei van Swede, was die wenner met die Portugese Joao Ferreira en Filipe Palmeiro en 'n Suid-Afrikaanse Toyota Gazoo Racing Hilux, die naaswenner, die Amerikaner Mitch Guthrie van Ford, was derde. Toby Price van Australië in 'n TGR WRC, die Hilux, was vierde gewees met die Dacia Sandrider van Lucas Moraes van Brazilië op die top 5 afronding. Beste Suid-Afrikaners was Henk Lategaan en Brett Cummings in 'n TGR WRC in die 13de plek, gevolg deur sy landgenoot TGR SA jaar Guy Botterill, 14de en Brian Baragwana, 21ste in sy Century Racing CR7. Al Attiyah steeds algeheel voor, gevolg deur Ekstrom en sy Ford spanmaat Nani Rauma, wat gister 10de was. Later gaan hy tot 4de plek teruggesak en is die enigste Suid-Afrikaner onder die voorste 10. Terwyl Waraiwa 15 en Botterill 17de plek is, Baragwana is nou 21ste algeheel, maar minder as 3 minute buite die top 20. Die tydren duur tot Saterdagoggend. Aryna Sabalenka se opwarming vir die moontlike derde titel in die Australiese Ope verloop klop dusselboom. Sy het gister pykspel gelewer en haar tweede agtereenvolgende titel in die Brisbane internasionale toernooi gewen. Sy het Marta Kostyuk van Oekraïne heeltemal oorheers in 78 minute met 6-4 en 6-3 gewen. Sy het die titel gewen sonder om 'n stel af te staan. 27-jarige Belarus sê sy het haar spelstyl aangepas en is nou nie net meer 'n aggressiewe speler nie. Soos talle spelers van Oekraïne weier Kostyuk om teenstanders van Rusland of Belarus se hande te skud weens die oorlog in haar land. Irina Svitolina, ook van Oekraïne, het gister die titel in Auckland Classic gewen. Sy het Wang Jingyu van China in skoonstelle met 6-3
en 7-6 gewen. Alexander Bublik het gister die Hong Kong Open skoonstellig gewen, 'n sege wat die speler van Kazakhstan vir die eerste keer onder die wêreld se 10 bestes geplaas het, enkele dae voordat die Australiese Ope gaan begin. Bublik het die wêreldnommer 7, Italië se Lorenzo Musetti, met 7-6 en 6-3 gewen om sy seisoen in styl te kan begin. Bublik het verlede jaar in die eerste ronde van die Australiese Ope uitgeval en het 'n paar maande later van die 37ste plek tot die 82ste plek op die ranglys teruggesak. Vanjaar se eerste Grand Slam toernooi begin Sondag in Melbourne Park. Hubert Hurkacz het gister 'n emosionele terugkeer na die besering gemaak en Pole geïnspireer om sy eerste titel in die United Cup spantoernooi te wen. Pole het Switserland in Sydney met 2-1 gewen. Die Switsers het 'n verrassende vroeë voorsprong begin. Belinda Bencic 'n skokoorwinning van 3-6, 6-0 en 6-3 oor Iga Swiatek in die eerste enkelspelwedstryd van die eindstryd van die gemengde toernooi behaal het. Swiatek is tweede op die vroue se wêreldranglys. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemqueue for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1922, Polokwane 1633, Lephalale 1731, Mbombela 1825, Mahikeng 1833, Pretoria 1633, Johannesburg 1630, Ermelo 1328, Galagadi 1737, Gaborone 1833, Richards Bay 2034, Pietermaritzburg 1632, Durban 2030, Port St Johns 1935, Pongola 1932, Maputo 2024, Bethlehem 1233, Bloemfontein 2034, Allewal Noord 1934, Welkom 2034, Vryburg 2035, Kimberley 2338, Appington 2541, Prieska 2641, Springbok 1431, Karasburg 2137, Keetmanshoop 2438, Mariental 2638, Alexander Bay 1726, Brandvlei 2137, Loederits Bay 1730, Vredendal 1732, Kaapstad 1827, Sutherland 1731, George 1926, Jeffreys Bay 2031, Geberra 1932, Grafreinet 1840, Kaaphooglas 1626, De Aar 2439, Molteno 1632, Beaufort West 2239, Oos-London 20 en 40 grade Celsius in die namiddag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.50 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.02, die euro verhandel teen R19.20, 'n pond kos R22.11, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $2,278, palladium per fyn ons is $1,870, silwer per fyn ons is $79.95 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,510, Brent olie per vat is $63.34 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.